Ek sê vir hulle vandag, moenie God dien oor sy hand nie. Dien hom oor sy hart. Amen. Ek wil jou sê, jy is so special, dat God in die hemel, hy wat die hemel en aarde gemaak het, sy naam Devin gebruik. Ja. En sê, ek wil jou gebruik. Besef jy hoe spesiaal is jy vir God? Jy is geweldig. Ek wil vandag julle bemoedig ook, julle bediening ook, want hoor gou hier, hierdie mense slaan 'n podcast op, maar hoor gou, hulle het geld nodig om dit te doen. Hierdie man het geld nodig om te beweeg. Weet julle wat, ek trek gister weg, met niks geld nie. Nou, ek kan nie sê meer, is benoud in 33 jaar, want ek weet hy gaan voorsien. En nou trek ek weg met 14. Ons is 14, ons het net 13 nie aangekom. Ek het een op Griekstad afgelei, omdat hy skelm wil rook. Ok, moenie, don't worry, ek is lief vir hom, hy is aan die ander kant, hy is opgewonde. Ek lei sendlinge op, ek lei mos nou nie rokers op, maar ook wat op tabakplase gaan werk, ek lei sendlinge op. Maar hoor nou mooi, ek wil vir julle sê, nou klim ek met hierdie 14, nou van hulle kom van die straat af, maar nou is hulle by Rooi's, nou wil hulle lekker eet, hulle krap nie nou die daai Kentucky velletjies af, nee, nou wil hulle hele Kentucky eet, hulle is prachtig, hoor, hulle is prachtig, maar hoor hierso, nou klim hulle in, maar voordat ons kom, 'n week al, sê ek, jy klim nie op, as jy wil 3 etes eet, jy klim op, as jy bereid is vir 1 ete 'n dag, en hulle klim op, vra hulle wat het God al gedoen, ek ry van Appington af, Ja. Andres, nie te sê Andres het vir ons ingegooi nie, hy maak seker so, hy het die Israel toere, hy het ek en jou gemaak, hoor jy, toe kan hy vir ons ingooi, maar in elk geval, dat is hom ook 'n bietjie sy babbelblas. Hendrik, my ene, hy is van, hoor jy, hy is van Botswana, daar is nou en hy so, is die man met die mooiste hart wat ek nog gesien, maar los hom nou, maar luister, wat ek wil sê, ek moet hierdie storie vertel, ons kom en voor Kimberley, bid ek hardop, Khoisan sit langs my, pastoor Khoi, hy is daar uit die Kalahari uit, is 'n Khoi, hy kan nie hele praat, ja, maar hoor gou hierso, ek bid hardop, ek sê, Here, ek wil so graag koffie koop vir almal, maar ek moet eers dink aan diesel, hierdie lorry loop 4.5 kilos op 'n liter, hy het 4 ton in, ons moet, arme mense moet kos kry, hulle moet eet, dis tannin mieliemeel, man, dit is die lekkerste mieliemeel, is die hele mielie wat gemaal word, ek sê, Here, maar ek werk vinnig uit 14 lathuis, R980. Mense besef nie wat is uitreiking nie. Ek sê, Here, toe ek het sê, en ek sit so, ek sê, ek wil in die mall sit, ek kom van die plaas af, ek wil mense kyk. Ek is baie nuuskierig. Ek wil so sit. Toe ek sê, Here, ek wil in die mall sit, weet jy, God tot in daai behoefte, gaan my foon af, en ek sien anonieme aanbetaling. Ja. En ek maak oop, R10,000. Ons drink latei, my maat, dat het een skore uitkom. Hoor gou wat ek vir julle sê. Wow, guys, niks. Kan ek vir julle sê, gou. Ek het met R317 begin. Met 2 busse, 14 mense. Ek moet dit noem vanavond. Laat julle dit hoor. Nou net, na ons hoeveel keer diesel gegooi het, 2 bande voorop gesit het, mense laat uitkom het om die bande te laat opsit. Baie geld is uit. Verstaan? En ek bedoel, hoeveel diesel het ons nou al gooi? Op die hele trip gaan ons R22,000 gooi. Behalwe as Hormuz nie oop is nie. Verstaan, dan styg is R7 daai poort van Hormuz. Maar in elk geval, maar ek sien Suid-Afrika kan hom deurkom, Cyril doen, het kost bly nie staan. Maar in elk geval, maar ja, kost los dit nou net, gaan die soet einders te kere, kost los dit daar. Weet jy wat? Ek staan nou op R53,000, die selfde rekening. Wat ek net wil hoor, ek kom spog oor geld, ek doen nie dit, ek dan nie. Ek is 'n krokodilboer, ek bedoel vir 1 handsak kry ek R70,000. En 2 krokodille maak 'n handsak, né? En ek het nou weer 1200 krokodille gekry. Nou werk uit 600 handsakke teen R70,000. Ek het geld, verstaan jy? Verstaan jy wat ek sê? Maar ek het nog net 1 handsak verkoop. Maar okay, laat dat nou daar. Maar wat ek As jy wil handsakke
maar ag, my vrou is perfeksionis. Hoor nou daar, wat ek sê die hele millimaal. Nou sê sy die strongwoord uitgehaal. Sy's 'n perfeksionis. God voorsien. Vra hulle ons klim af by plekke kon loop die mense, dan gee hulle. Hierdie studente, ek sê vir hulle vandag, moenie God dien oor sy hand nie. Dien hom oor sy hart. Amen. Okay, kom ek bly. Wel, dis dieselfde, die Here het voorsien met al hierdie kos, want ek sê, Here, daai mense gaan honger wees. Ons moet vir hulle sorg. Wag, bring net daai een bakkie. Bring gou daai een bakkie. Bring daai een bakkie, laat ons net wys. Het ingespring. Moenie worry oor podcast, man. Wys jy. Checkie. Dis Koek Sisters, my vrou, maar ek gaan mos nou nie saam eet, jy weet, want ek kyk na my liggaam. Maar ek bedoel, hier is kos. Vra my studente wat sê ek vir hulle, julle vat elkeen een, dan staan julle terug. Julle is ordentlik. Dan as die mense nie, dan kan julle eet. Ja, nee, ek moet hulle mooi train daarso. Maar okay. Damon, ek is so opgewonde as ek dink 33 jaar terug staan ek agter in 'n kerk. Ek is 'n polisieman en tannie Annetjie Walker van PE. Sy preek. En hierdie tannie sê, wie wil vanaand agterna sê? Hier is ek, Here, stuur my. Wat in Jesaja voorkom. En daai aand sê ek, hier is ek, Here, stuur my. En die 33 jaar pad van daar af. Ja. Is nie Manske en Rosa altyd. Ek vertel nou net in die ding, my meisiekind, dan daar was so groot ou in my gemeente. As hy sy klere bring, hy het lekker groot hemde gehad, dat sny my vrou hulle uit. Dan maak sy rokkies vir die meisiekind. Ja. Hoor gou mooi. Moenie bediening toe kom om in te stap en net heeldag in die sport te eet nie. Kom bediening toe om siele te soek en daarna sal hy ander goed volg. Presies. Ek sê baie vir mense op die talkshow, ek meen as jy na 'n winkel toe gaan en jy gaan betaal jou groceries, gesels met daai persoon. Jy weet, ek sê altyd vir die mense by die til, weet jy, ek wil net vir jou sê, Jesus het jou baie lief. Jy sien sommer hulle verander, hulle poster. Jy weet, jy kan sien hulle, as hulle begin jou groceries so te gooi, en jy weet, jy het eiers wat moet in 'n sak kom, maar hulle gooi dit so, dan weet jy, lyk of sy nie 'n goeie by is nie. Dan begin ek mooi met haar te praat, jy weet, en dit verander, hulle net om te wys, hulle is special, jy weet, en tot die mense. Dit is belangrik vir mense om te weet, want dit is jammer, maar dit het 'n normaliteit geraak vir mense, om te dink dis vreemd, as iemand sê, Jesus is lief vir jou. Ja. Jy weet, as 'n ou wat nog in die wêreld lewe, nou hier verbyry en hy stop by die robot en 'n rooi staan, of een van hierdie wonderlike mense hier staan en bid vir iemand daar, gaan ek dink, is 'n bietjie vreemd, jy moet julle so voorbarig wees, kon julle nie dit binne 'n koffiewinkel doen of iets nie, weet. Ja. En dit is, ons gaan met 'n baie vinnige spoed agteruit, met hierdie goed, jy weet, en ons het nie tyd aan ons kant met hierdie tipe goed nie. En ons gaan regtig baie radikaal moet optree. Dis ek daar baie dankbaar is vir mense soos Roy, so weet dit is die radikaalheid is daar. Hy weet vir 'n feit tyd is nie ons vriend, dit is ook aan ons kant nie. Precies. And we need to move, weet. En maar hoor wat jy sê. Ons is dankbaar vir dit. Mense kyk. En dan daai selfde mense sit Sondag in die kerk. Ja. En hulle sal graag wil gaan hoor oor Jesus of kerkdiens bywoon. Ja. En weet jy wat? Kom ons dink net vanaand wat het hierdie Jesus vir ons gedoen. Ons het 'n bord hier buite, jy het seker gesien, groot Jesus. Beautiful. Ek sê vir jou, ons kry berigte terug, smokkelhuise maak toe. Ons kry berigte terug. Ons ry nou vir 55,000 km deur die land met hom. Ek hoor die lorry is hier. Ons lorry, sal julle sien wat is alles opgeskryf. Die ou wat die lorry bestuur, was 'n satanis. Hy was 'n gunsmokkelaar. Ja. Hy was 'n kardief. Ja. Yes. As ons lorry hier, hy was 'n kardief. Maar okay, hy was 'n kardief. Daai ou was alles. Hoor nou mooi. Hoor gou mooi. En daai ou kom by ons 2016. Yes. En sy skoen is oop, sy sool is stukkend. En hy vra van my vrou 'n bietjie gom. En sy gee vir hom 'n blikkie gom. Hy maak hy aand 9 mense op 'n trip daar by my. Kyk, daar's Leeuwêreld. 9 mense op 'n trip. En nou is hy 'n pastoor. Hy ry saam. Jesus spesialiseer daarin om sondaars te red. Jesus sê die ou wat genees is, jy's fyn.
Jy's fyn. Maar God soek so ou, soos Devin. Ek wil nie vir Devin vanaand sleg maak nie, maar ek dink nogal hy was rof. Hy gee my die idee. Hy was rof. Ek het en met wat hy gedoen het. Maar kom ek sê vir jou, Jesus laat hom slaan. Jesus sit 'n doringkrone. Hy is die grootste plaasmoord wat ooit gebeur het. Hy kom na sy plaas toe, na sy wêreld toe, wat hy geskep het. Ja. En ons maak hom seer. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ek sê gister vir my studente, dit is die grootste eer om daai naam te trek en te weet, hy het vir my sondes gesterf en ek kan hom 'n bietjie verheerlik. En jy weet, ons is nog in ons land, kan ons nog praat oor Jesus, waar ander lande moeilik is. En soos wat jy daar gesê het, van om te sê vir mense dat Jesus is lief vir jou. Ek het een keer in Clearwaters op Valentinesdag met 'n bord gaan staan in die middel van Clearwaters met 'n groot bord, Jesus loves you. En ek het gebid dat die security my moet nie beweeg, my uitgooi daar nie, hulle het nie. Maar wat sad was, hoe min mense het gekom en sê, oh, dis amazing, I love Jesus too. Hulle het my gekyk of ek, jy weet, dit was, en dit is sad, om te sien hoe mense is. En dit was baie vulnerable om vir my daar te staan, in 'n shopping center, met hierdie groot bord, Jesus loves you, op Valentines, jy weet dag. Maar, ek wou, die Here het gesê, ek moet dit gaan doen, en ek het dit gaan doen. Maar ja. En ons mense se harte, is hard, baie hard. Baie. Maar saam met die hart is dit seer ook. Ons sit met gebroke mense, weet, en jy weet, daar gaan 'n tyd kom in hierdie pad wat ons gaan moet ophou dinge sugarcoat. Yes. Jy weet, die sugarcoating met geloof en die ou basics is nou verby. Yes. Jy weet, ek dink God roep nou die harde radikale ons wat vorentoe gaan storm. Jy weet, ons moet hierdie mense voor die hekke van die hel gaan wegtrek. Want hulle staan in 'n rye. Jy weet, en ons het ek praat baie, ek dink ons in Israel ook daar gepraat oor hoe laag ons God eintlik vat met wat ons doen. Jy weet, ek het nou dag het ek 'n video gesien op sosiale media van 'n persoon wat sê, hulle wou bid vir iemand en die persoon sê toe, luister, terwyl sy daar sit met 'n klomp kruise en hulle het Romeine en psalms op hulle biographies op hulle social medias en hulle sit daar en hulle sê, jy weet, ek gee nie om wat so God jy glo nie, het kan Boeddha wees, jy kan in Islam glo, jy kan nie, kom ons bid net vir hierdie een persoon. En jy weet, ek sê dan, ek vir myself, jy weet, die woord sê, he who denies me in front of others will be denied in front of my Father. You just denied him. Maar jy dra hom. Ja. Jy weet, jy verteenwoordig 'n God wat vir ons dood gegaan het. Verteenwoordig jy op so 'n verkeerde manier. En dit gebeur al hoe meer. En dit word 'n normaliteit daai. Ja. Dit word normaal. Geen wonder ons harte is hard wanneer ons 'n bordjie sien wat iemand vashou en sê Jesus is lief vir jou nie. Geen wonder dit is nie. Presies. Hoe kan is hierdie probeer hierdie persoon Hippokrates het die ding vir my wys. Jy weet, as jy daar staan met 'n bord, gaan meerderheid van die mense, is die eerste ding wat hulle gaan dink is, wat 'n skema is nou hier aan die gang. Jy weet, waar moet ek opteken nou weer of waarby, dis net 'n boodskap jy wil gee. Ons harte het so hard geword in hierdie goed. En
ons gaan moet begin beweeg en ons gaan regtig wise counsel moet kry. Ja. En ons gaan Jesus die absolute middelpunt moet maak van hoe ons uit hierdie ding uit gaan kom. Want as ons eie gaan loop, gaan ons sit. Amen. Ons moet 'n binnekamerverhouding hê eers. Presies. Binnekamerverhouding. Ja. Kuier met hom en dan gaan ons uit. En ek moet maak my hart beskerm om nie te frustreerd te raak met hierdie tipe goed nie. Ja. Jy weet, ons word so besig gehou met 'n klomp nonsens Yes. in hierdie wêreld. Faksies, organisasies, kanale, optekeninge, ek is 'n lid hier en ek is 'n dit daar. Ja. Ons word so besig gehou met dinge dat ons is besig om die wêreld, we are busy winning the worldly battle, but we are busy losing the kingdom war. Yes. Jy weet, ons is besig om die groot oorlog te verloor. Ons is besig om die aardse dingetjies te wen. Jy weet, ek is 'n lid hier en hierdie en daar. Jy Yes. weet, hierdie persoon, ek maak idols van mense oral om my. Jy weet, een persoon moet opstaan en sê ek staan in 'n plaas môre. Boom. Hierdie is 'n man-made god, jy weet. Ons val so vinnig vir hierdie valshede. Ons maak so vinnig idols van mense en organisasies en plekke. Yes. Dat ons so in 'n hoek ingedruk is. Dis al wat ons sien en al waarna ons kyk heeldag, aldag lank. Ja. Ons kan nie hierdie mense kom op 'n punt dat hulle nie die beeld van die Here wil raak sien nie. Hulle wil nie weet van Jesus nie. Hulle is so gefokus toe maar ek is 'n lid hier, hulle sal vir my sorg. Moenie worry nie. Ja. Kom ons almal kom nou daar uit die dag. Yes. En ek wil sien hoe die organisasie vir Jesus gaan oortuig om jou in daai poorte in te laat gaan. Ja. You have to do it. Jy, Ja, dit is ja, en dis vir ons nou staan, jy weet. Dis asof Dis- mense glo Ja. hierdie gaan wel gebeur en dis jammer dat dit gaan party mense gaan net vroeg genoeg wakker skrik met hierdie goeders nie. But we have to fight to get them all as soon as possible. Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sê in Openbaring 20 vers 15, as jou naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, gaan jy nie in nie. Yes. Daarom moet ons ernstig raak. Jy kan nie net Jesus op jou lippe hê nie. Jy moet hom in jou hart hê, jy moet hom in jou Natuurlijk. wese hê, jy moet stap met hom. Ek wil net die mense daar buite sê, maak ons foute. Yes, aan mekaar. Ek Natuurlijk. maak elke dag nog foute. So, hierdie tipe goed gebeur, maar kom ons gryp vas aan hierdie Jesus. En dit wat hy sê radikaal, as jou kind by 'n elektriese plak speel, jy gaan nie daar staan en sê, dogtertjie, genade, jy moet nou maar net te diep jou vingertjie indruk, jy hoor, pappa kyk vir jou. Jy gaan jou kind wegruk. Yes. En nog gehou ook gee. Absoluut. Hoor gou mooi, en dis liefde. Yes. Liefde is nie om te sê, genade, vee dit onder die mat in, sondig soos jy wil, Ja. gaan net aan, totdat jy in die hel beland nie. Mense verstaan hierdie ding heeltemal verkeerd. Die Here het my 3 dae terug met my gepraat, en hy sê, hulle like om op jou Facebook te sê, hou op oor sonde praat. Toe sê hy, sê 'n slag vir hulle, hou op sonde doen, That's sê it. God. Hy sê, julle sê, hoor hoe hard praat hulle, kan jy nie sagter, okay, ek is nou maar 'n loud person, jy ook, ek is vanaand baie ordentlik, maar, Ons het nie speak, ag jy het nie nodig nie, ons praat hard. ja, maar weet jy wat, hy sê in Jesaja 58 vers 1, roep uit jou keel uit, hou nie terug nie, en verkondig aan my volk hulle oortredinge. Ja. Maar verkondig Jesus. Jesus is so lief vir ons. Ons moet uitgaan die woord en ons moet mense kos gee. Amen. Ons moet vir mense Hoor julle? voed. Hoor julle? Ja, hou op. Jy weet dit is mense gaan kerk toe, huis toe kerk toe, dan hulle moet uitgaan en die 'n woord gaan verkondig daar buitekant. En daar's so baie tye wat jy dit kan doen, by 'n restaurant, as jy gaan stap of jy weet ons my vriendin ook, sy kan nou nie 'n woord hoor wat ons nou van praat nie, so ek kan seker skinder oor haar. Maar waar my perd, want op naweke werk Is sy met doof? perde. Nee, sy verstaan net Engels. Want ek wil nou vir haar gebid het, maar okay. Nee, ek het nou regtig gedink sy's doof, toe wil ek laat ons bid. But then we must change to English. That is very easy. Sy nou sy het op naweke mense wat seer gemaak het en hulle kan nie, jy weet, hulle wil nie kerk toe gaan nie. Dan kom hulle ook daar by ons by die perdestalle. Ja. En ek het 'n perd en wel my perd is bietjie ons leer haar nou net om bietjie rustiger te raak. Sy's bietjie woelig. Maar Susie se perde, jy weet, ons praat oor die Here, want daar kan hulle ook maak. En
elke maandag gee sy vir omtrent 50 mense buitekant, maak sy toebroodjies, dan gaan gee sy elke maandag toebroodjies vir almal daar buitekant met 'n Bybelversie. En op 'n Woensdag by die reiskool, dan het sy oor die 45 mense wat van die township afkom en daar kom sit en dan het sy 'n selgroep met hulle. En dis 'n vrou wat sy het 'n perdeskool, al dit, maar sy gaan uit en sy gaan doen dinge ook daar buite. Maar hierdie man het nou die dag by die Here gekom, en gaan kyk op hulle Facebook. Ja. Hulle maak skoolprojek, alles. Leven, dankie dat jy sulke goed doen. Want as kindertjies, kan ek nou vir jou sê, ek was 'n kindjie, wat, ek was vernielsigtig, my oupa het swaar gekry en vir my gegee, goed. Maar weet jy wat, ek het regtig partykeer nie 'n potlood gehad nie. Ek het nie gehad nie. Hulle het een gegee, ja, ek het hom maar 'n bietjie weggooi. So is nie my oupa ouma se skuld, hulle is nou nie meer vandag daar in die hemel, maar hoor gou mooi. Ek weet hoe dit voel om in 'n skool te wees en nie te hê vir die ander kind te doen. Ek gaan vandag vir jou sê, gee dit vir hulle en gee met liefde. Daar buite is mense, ek het gaan staan. Ek was 10 jaar in 'n seat vir 'n Christenparty. En ek het oggende gaan staan tussen, en nou moet ek ras praat, want dit gebeur nou in 'n swart afdeling. Dan staan ek daar, dan bring hulle hierdie potte uit, hulle emmers, hulle toilet emmers. Dan staan daar ou kleintjies en dan kom die skoolbus aan. Dan ek kan nou nie op hierdie talkshow sê wat hulle gesing het nie. Dan sing hulle liedjies vir daai kinders, want hulle het toilets wat spoel. Nou ek het in 'n buite toilet groot geraak. So ek is bly die Here het my so deurgevat, want ek kon by die ou kindertjies gaan staan het, wat hulle emmers gehad het. En weet jy, ons kon duisende, ek het my altyd net laat hulle toilets bou vir hierdie kindertjies. Want weet jy, hulle krimp so in, as hy kindertjies kom in die bus kom, ek krimpel so in van skaamheid, omdat daai toilets tussen ons staan. Ons sit in hierdie land, met baie nood, en ons kruip in ons huise weg. Die Here het vanoggend vir my gesê, 'n wonderwerk gebeur in 'n sitkamer nie. Jy moet uitgaan, daar gebeur hy. 100%, amen vir dit. Ja. Julle hoor hy ou wat sê amen. Dis daai lorry wat gekom het. Ek is so bly want hy was 'n kardief. Dat hy nie met my lorry weggesê. Sien, hy het hom teruggebring. Ja, prys die. Maar praat jy nou man, ek praat te veel. Hy het die trok gebring. Hy is nie weg met met die groter trok nie. spotlights hier as loftes. Ons kan nie, ja, ek sien ook niemand nie. Ek voel eintlik baie goed met die spotlights in die. Spear International takes teams on mission trips throughout the world. We went with one of their teams to Ethiopia to see if missions were dead. A lot of people think when you are a missionary, it's a second-hand job. It's something you do after getting a degree. The army is here in front. They come to take us. But due to safety reasons, me and another guy is going to go first.
need to bring them that hope. Two of our other team members have just been arrested.